Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 17de Junie, die jaar 2025, absoluut 'n nuwe dag, geskenk deur Ouwe Vader, spesiaal vir jou en vir my. My naam is Danie Gerwe, vandag gaan ons bietjie gesels oor 'n woordjie wat baie mooi is om te hoor, liefde. Nou, hoe ervaar ek en jy liefde? Het jy liefde al ervaar? Want jy, toe jy die eerste keer so verlief was, net daai rattles in jou bones, net daai verling, jy kan nie eens eet nie, jy is so verlief, jy wil ander stype vang, so verlief is jy, niemand kry niks uit jou uitgerig nie, want, as jy net haar naam of sy naam hoor, dan gaan jou baartjie so, jy is net so verlief, jy wil net heeltyd by daai persoon wees, en in sy omgewing wees, en waar hy ook al is, en waar sy ook al is, dis liefde. Hoe leef 'n mens liefde uit? Hoe beskryf ons liefde? Drukkies, swinkies, goedjies wat ons vir mekaar doen, dit wys liefde vir mekaar. En die dag as 'n persoon nie meer daar is, en dan sê hy, as ek maar net nog 'n bietjie ekstra gedoen het. As ek geweet het, jy gaan nie môre hier wees nie, sou ek jou 'n langer drukkie gegee het, of bietjie meer vasgehou het. En nou is die vraag, hoe lief het jy Jesus Christus? As jy aan Jesus dink, bond jou hart. As jy die woord van God oopmaak, ervaar jy daai reuk van God die Vader. Want as jy haar geryk het en jy het in die gang verbygeloop, dan wil jy sommer net agter aanloop of agter hom aanloop, want jy het daai reuk. En wanneer ek en jy by Jesus is, ervaar ons dieselfde liefde. Maar ek wil vandag vir jou sê dat Jesus ervaar daai liefde vir my en vir jou. Daar's 111 Bybelverse in God se woord oor liefde. Dink jy nie dit is wat God vir ons ingehou het, is die liefde nie? En ek het so 'n paar Bybelverse wat ek hierso gaan deel, bietjie oor liefde. Die eerste een is hierso Johannes 15 verse 12 en 13. Hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Sal jy jou lewe gee vir 'n vriend? Nee, nie maklik nie. Maar Jesus het dit vir ons gedoen. En hy sê daarso in die volgende gedeelte, nou moet ek waar ek hom gebeur het, Johannes 3 verse 16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis liefde. Is jy so lief vir enigiemand anderste? Partykeer sê ons, maar jy weet jy, ek is lief vir jou, maar tot op 'n punt, nee? Moenie my liefde stoot nie, moenie my push tot op die limit nie, nee, daai Engelse woord. So, hoe lief is ek en jy regtig vir mekaar en vir Jesus Christus, dat ons die dood sal, in die ry van die dood sal staan, vir die evangelie, vir die woord van God, vir God se liefde, sal ek en jy daar staan, of gaan ons hom ook maar sê wie ek ken hom nie. Die volgende gedeelte is daarso in 1 Johannes 4, hier vanaf verse 7. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God, dat ons tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as ons God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. So wat moet ek en jy doen? Wees lief vir mekaar. Want hy daai gevoel wat jy gekry het, toe jy haar die eerste keer, of jy hom die eerste keer gesien het, kry daai liefde vir Jesus Christus, vir God die Vader. Want as ons hom lief het, het hy ons lief. Onthou dit, God het ons eerste lief gehad. So liefde, kyk bietjie met ander oë na liefde, die liefde van God die Vader vir my en vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Aba Vader, Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag, Here.
Dankie dat U aan ons openbaar liefde. Here, want ons het net lief vir wie ons wil lief wees. Pas dan met die res. Maar Here, dit is so verkeerd, want U woord sê dat ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En Here, leer ons om lief te hê, want uit onsself uit sal ons dit nie kan doen nie. Here, baie dankie dat U ons eerste lief gehad het. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan toon liefde teenoor jou naaste. Gaan doen iets wat jy nooit sou gedoen het nie. Julle weet wat dit is. God bless.